Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel se Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou graag help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Dit is vir my lekker, dit is vir my 'n groot seëning en 'n groot voorreg om jou vanaand nog vars in die nuwe jaar te kan groet op hierdie hartklank van Radio Kansel, die aanlyn radiostasie. Wat 'n voorreg het ons om op die golwe van die radio te kan gesels met mekaar en dat ons die tegnologie kan gebruik tot uitbreiding van die koninkryk van die Here. En ek wil jou herinner dat wat jy vanaand hoor en dit wat jy gehoor het in die verlede is beskikbaar op potgooi. Jy kan dit gebruik, jy kan teruggaan daarna toe, jy kan dit luister, jy kan dit aanstuur. As dit vir jou tot seën was, gaan dit vir iemand anders ook tot seën wees. En daarom kan jy bietjie daar gaan soek by Fanie Meiburg en jy sal dit daar gaan kry. Die hartklank, jy sal mooi sien dat daar op die YouTube blad, as ek dit so kan sê, waar hartklanke is en dan is daar ander kort en kragtig boodskappe ook. So mag die Here jou seën daarin. Nou vanaand wil ek 'n bietjie met jou gesels oor wanneer ek dink. Nou 'n ou se dink gaan mos nou oor 'n ou se brein, nê? En ons breine is hierdie fenominale organe. En jy kan 'n bietjie vir jouself gaan oplees oor die vermoëns en allerhande ander feite rondom jou brein. Maar ek wil net vir jou so 'n paar feite gou gee, net so as 'n basis en as 'n fondasie vir dit waaroor ons vanaand gaan gesels. Jy weet, ek lees dat 'n mens se brein nooit slaap nie. En baie van hierdie goeters is nou nie vir 'n ou nuwe nuus nie. Ons weet hierdie goeters, maar dis seker hoekom ons soms moer opstaan as wat 'n mens gaan slaap, want ou se brein gaan slaap nie. Dis seker maar hoekom 'n ou ook baie in jou slaap dalk ook rondloop, want die brein is so asof hy nog nie tou opgegee het nie. Hy het nog nie moed opgegee nie. Die brein wil nog hê dat die liggaam moet werk. Hulle sê elke mens se brein is uniek tot homself. Jou brein is soos jou vingerafdruk. Joune is uniek bo andersin. Het God ons nie uniek gemaak nie. En natuurlik word beweer dat jou brein se stoorkapasiteit byna onbeperk is. Jou brein kan nooit vol word nie, en dit lyk vir my ook nooit leeg word nie. Kan jy sien waar kom die ou koeie uit die sloot vandaan? Dis juist daarom dat die brein nooit oorvol kan word nie en ook nie leeg getap kan word nie, want ons brein het daardie onbeperkte kapasiteit om goed weg te bære, om dit later weer tot jou beskikking te kan stel. En wat my nogal verbaas het, is die feit dat inligting binne jou brein, dit het my nogal getref, inligting binne jou brein beweeg teen 'n almintige 431 km/h. Dit is verskriklik, nê? En ons breine weeg maar in die omgewing van 1,4 kilogram. Maar weet jy, ons hele menswees hang van daardie 1,4 kilogram af. As jy 100 kilogram weeg, 1,4 kilogram daarvan, is jou brein. En daardie 1,4 kilogram bepaal alles wat jy doen. Jy kan daardie 98,5 kilogram van jou lyf kan jy nêrens heen sleep as hierdie 1,4 kilogram nie in plek is nie. Ek sou wou dink dat hierdie slim ouens 10 kilogram breine moet hê en die res van ons maar 1,4 kilogram. Maar nee, ons almal sit met dieselfde kapasiteit. Sommige het net 'n beter benut van daardie kapasiteit. Nou ja, ons gesels oor wanneer ek dink. En ek dink, ek het jou nou nog iets gegee waaroor jy kan dink voor jy vanaand gaan slaap. Jy weet mos hoekom maak 'n mens se brein, as jy wil slaap, dan voer hy jou soms met die mees
irrelevantste inligting wat absoluut nodig is en glad nie nodig is vir hierdie nag se slaap nie, of goed wat jou bang maak, of wat jou vreesagtig maak, goed wat jou ontstel, of hy voer jou met 'n gedagte wat jou die grootste deel van die nag wakker hou. Feite, né? Dis die brein. Nou toe jy gisteraand gaan slaap het, dis nou alweer 'n dag terug, né? Waaraan het jy gedink? Het jy gedink oor alles wat in die dag gebeur het? Dalk, jy weet, huwelikstriewelinge, né? Kindermanne waal is, miskien jou finansies, vakansie wat verby is, hoe lekker dit was, of hoe ver dit vir jou voel, en dat jy alweer klaar een nodig het, al is ons nou net hier in die begin van die jaar. Het jy gisterand gedink hoe moeg jy is, en dat hierdie slaap nou baie lekker gaan wees? Toe jy vanoggend wakker geword het, waaraan het jy vanoggend gedink? Jou verpligtinge, né? Miskien voorleggings, klaskamer uitdagings, behoeftes van jou leerlinge of studente, bekommernis oor die lewe, jou medewerkers, miskien iemand wat nie kos het nie, planne dalk vir die uitdagings vir die dag wat voorlê. So Salomo sê dan Prediker 1 vers 13, en ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel is. Hy sê ek het hier 1.4 kilogram ingespan om te kyk na alles wat onder die hemel gebeur. Alles. En hy kom tot hierdie slotsom, hy sê dit is 'n moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Jy sien, hy sê wysheid bring kwellinge, wysheid bring bekommernis, wysheid bring vrese, want as jy van alles weet en kennis het van alles, dan gaan 'n ou se brein mos nou daarso in 6 rad, en dan hardloop hy afdraande soos 'n bicycle sonder brieke. Vra my, ek weet, op my rug is die littekens van daardie tipe elendes. Jy weet, ons span ons breine in om groot dinge te vermag, en ons beplan met ons breine, ons begroot en ons oordink goed, en ek dink baie keer ons dink en oordink te veel, ons droom met hom en ons dink terug in ons verlede. Nou kyk, ek het groot waardering vir die denkers, né, die planmakers en die uitdinkers van ons eeu, en ek kyk na die voertuie wat ons ry. Ek verwonder my oor mense se vermoëns, en dit is breinvermoëns, né? Die brûe wat gebou word, en dit bly staan, né? Onder al die gewig, die vliegtuie wat daar in die hemele vlieg, die hoë geboue, hulle bly staan, die goed waai nie om nie, hulle fondasies is reg, hulle is gebou met die regte materiaal, die maantuie, en nog wat, dan besef ek, dis breine, God geskepte breine, 1.4 kilogramme wat ingespan was, en wat ingespan word, tot die totstandkoming van hierdie fenominale dinge, wat se groot, kosbare ding is 'n ou se brein nie. As jy so na die feite van jou brein kyk, nê, want ek het 'n paar goedjies waaroor ek vanaand met jou wil gesels. Eintlik een groot gedagte, maar is 'n paar dinge wat bymekaar kom. As ek so na 'n ou se brein kyk, dan sien ek dat 'n mens se brein werklik 'n kragbron is. Spreuke 24 vers 5, hy sê, 'n wyse man is sterk. 'n Wyse man is sterk. Nie in krag nie, nê, maar in breinkrag. Nie in fisiese krag nie, maar in breinkrag. En 'n man van kennis ontwikkel krag. Dit is vir my interessant om te sien en te luister as die wyse manne mekaar so aanvat oor sake. Ek geniet dit, ek geniet dit, want dit is wanneer hulle breinkragte teen mekaar inspan, om al die kennis en die wysheid en die insig te hoor, soos wat ek sal dit nooit vergeet nie. My oupa is jare terug al oorlede. Ek was nog 'n klein seun eintlik toe hy oorlede is.
Maar hoe hy met my ooms geridde kabel het toe hulle gepraat het oor is die aarde plat of is hy rond? Dit was vir my so interessant om na hierdie inspanning van breinkrag te kon luister. Maar ook is 'n brein soos 'n myn, nê, 'n myn. 'n Myn is 'n plek waar daar diep in gekrap word om kosbare stene en minerale en metale uit te haal, nê. Diep in die mens se brein lê kosbare dinge opgesluit. Dit moet net uitgedel word, Spreuke 24:4, en deur kennis word die kamers gevul met allerhande kosbare en lieflike goed. Dis nou die kamers van die brein. Kennis, vul kamers. En ek sien ook dat 'n mens se brein slagvelde kan wees, nie 'n plek kan wees waar baie oorloë in geveg word. Wapens opgesluit lê, want ons kennis en wysheid, nê, is mos soms soos wapens wat ons teen onsself en teen ander kan gebruik. Dit is so slagvelde, want daar lê lyke ook rond, lyke in die sin van onafgehandelde take, onuitgewerkte sake, onbereikte drome, ontoegepaste planne. Van al daardie dinge waaraan jy gedink het daar nog nie iets van gekom nie. Dis asof daardie denke in die slag gebly het. Miskien onder die slag van te veel kennis, te veel gedink oor 'n ding en net nooit tot die daad toe oorgegaan nie, want jou kop het vir jou gesê dit kan nie werk nie. Jy het te veel teen kennis en wysheid vasgekyk en nie net die ding in beweging gesit nie, die droom tot realiteit gebring nie. En soms beleef ek dat denke soos begrafplase is. Ons koester net mooi herinneringe van dit wat verby is en dit wat was. Ons lewe nie in die nou nie. Ons denke vat ons om te lewe in die verlede. Mooi projekte, maar dis verby. Mooi kinderjare, maar dis verby. Of 'n huwelik wat goed was, aanvanklik. Ons was lief vir mekaar, maar dis verby. Ek was 'n jong man met drome, met ideale, maar dis verby. Al wat oor is net herinneringe. Soms is ons denke soos begrafplase. Ons dink aan wat mooi en lelik was en koester net herinneringe. Jy weet, so sterk is die brein dat die mensdom in slawe kan verander. Slawe van uitgedinkte planne. Die mensdom het slawe geword van tegnologie en soekers geword van tegnologie. 'n Drywing om meer te weet en beter te word, en die brein beraam steeds planne om alles te kan bekom wat ander breine ontwikkel het. En so sterk is die brein dat hy die mensdom gek kan maak as hy net vrye teel sou kry. Die mens se onuitputlike begeerte na kennis, nê, sien ek, dryf hom na waansin, want daar kom nooit einde aan die mense vryvloeiende denke en begeertes nie. Jy weet, en omdat die brein so kragtig en intimiderend en onuitputlik is, moet die brein onderwerp word aan 'n sterker krag as wat hy is. Ek het jou nou alles vertel van wat die brein is, wat die brein kan doen, wat die vermoë van die brein is. Nou watter krag dink jy is sterker as jou breinkrag? Wie is sterker as jou brein? Hoeveel mense, hoeveel kere het jy nie gegaan vir die beste raad en advies, of jy word bedien deur wyses met baie raad, en dan sal daardie individu steeds en jy en ek nie verander nie, want as die brein nie wil verander nie, sal geen raad suksesvol wees nie. Dis die krag van jou eie denke. Daar is maar net een wat die mense brein kan tem, en dis die skepper van die brein. Daarom sê Dawid, en dis die verse vir vanaand wat ek vir jou wil lees. Psalm 94, vers 18 tot 19. Hy sê, as ek dink, my voet wankel, dan ondersteun u goedertierenheid my, o Here. As my gedagtes binne in my vermenigvuldig, soos wat ons nou gehoor het, dan verkoop u vertroostinge my siel.
Dawid sit met presies dieselfde probleem as ons almal. Hy het ook denke wat hom katassa met die feite van die lewe, deur te sê, jy gaan val, jy is onstabiel, of die ekonomie is onstabiel, of jou vyande gaan die oorhand kry, of jou drome is irrelevant, jou drome is te groot, dis onbereikbaar. Dis die vermenigvuldiging van die denke waarvan hy praat, maar jy moet altyd onthou, wat jy dink is nie jou realiteit nie. Voordat jy nie op jou denke reageer nie, sal daar niks van kom nie. So wat Dawid hierdeur vir ons probeer sê is dit: as my denke my attent maak op die realiteite van die lewe wat gevaar of dalk potensiaal vir my kan inhou, dan onderwerp ek my denke aan die kennis wat ek het van die goedheid en die vertroosting van die Here. Ek skiet nie my drome af nie, ek skiet nie my potensiaal af nie, ek skiet nie my denke af as gevolg van die wysheid en die kennis en insig wat ek bekom het nie. Maar ek maak my drome, my kennis, my insig, my gedagtes maak ek onderdanig aan die goedheid en die vertroosting van die Here. En God, kind van die Here, is so getrou dat hy sy woord en sy beloftes wat hy in my en jou geplaas het, gestand sal doen. Want sien jy dat dit ons kennis is van goed wat ons laat dink, as ons iets slegs of gevaarlik of uitdagend sien, dat het ons lewens negatief gaan beïnvloed, ons voet gaan laat wankel. Ons kennis van goed maak, laat ons dink, ons is nie opgewasse vir dit nie. En daardie negatiewe denke beïnvloed ons so, dat ons sê, maar ons gaan val. Jy moet dalk miskien net 'n voorlegging doen. Jy moet 'n eksamen skryf, jy moet dokter toe gaan met 'n onbekende kondisie, jy moet 'n operasie of 'n geldelike situasie het jy, of daar's baie reën in jou boerdery, of daar is te min, of wat ook al die uitdaging is. Ons breine vermenigvuldig gedagtes rondom ons situasie, dat ons verlore of dood of bankrot of sieklik gaan wees. Jou brein met sy gedagtes word jou vyand. En hy word jou vyand met wapens wat jou aanval oor wat skeef kan loop, verkeerd kan gaan, tot niet kan gaan. Jou brein is 'n myn en gaan haal daar uit die dieptes van jou kennis al die moontlike feite van jou simptome uit. En hy is soos 'n slagveld wat vir jou wys al die ouens wat geval en bankrot en dood is as gevolg van dieselfde situasie waarin jy is. Dis die vermoë van jou brein. Jou brein is soos 'n begrafplaas wat vir jou sê, al wat jy gaan oor hê is net mooi herinneringe. Dis die vermoë van jou brein. Maar Dawid het die oplossing. Kind van die Here, jy moet jou gedagtes onderdanig maak. En nou vra ek weer, waaraan? Hoor gou, 2 Korintiërs 10 vers 5. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Hy sê inteendeel, Paulus sê inteendeel. Hy sê neem jou gedagtes gevangene, sit kettinge of boeie aan jou gedagtes. Stop jou gedagtevloei en maak dit onderdanig aan die kennis van God. Want Paulus sê, God is beter. God weet beter. Weet jy wat? Ons moenie onsself siek en dood en elendig dink nie. Paulus sê, as ek dink my voet wankel, dan verander ek my denke. Dan bring ek my denke onderdanig aan die goedertierenheid van die Here. En Paulus sê, verbreek die planne, breek die beperkings wat daar in jou denke is rondom kennis van God en God se vermoëns oor jou situasie. Jy moet weet, jy moet kennis van God hê, sodat jy God se vermoëns oor jou situasie kan laat seëvier. En Paulus sê hierdie woorde, hy sê, want, jy weet, net so 'n bietjie terug, 2 of wat verse terug, hy sê,
dat die Satan ons breine teen ons kan gebruik. Juis om ons te laat fokus op die kennis van jou voet wat mag wankel. En hy maak dit duidelik dat ons 'n stryd het om te voer. En die stryd lê nie in onsself nie, maar in ons gedigte vyand Satan. Daarom is ons oplossing nie in onsself nie, maar in God, want net God kan deel met ons sielsvyand. Jy weet Jakobus 3 vers 17, hy praat van die wysheid van bo. En ja, dit is die regte wysheid om te bekom. As ons net die wysheid van bo, van God kan bekom, dan het ons 'n teenmiddel. Want dis ons wysheid van bo wat ons die deurslag gee. Want wat maak ons met alle feite wat waar en nagevors en bewys is op aarde oor ons en oor ons land se situasie? Ons kan nie met die wysheid wat hier onder op die aarde is teen die feite baklei nie. Want die wysheid van die wêreld het bewys as jy die simptome het en die ekonomie so lyk en die weer so en so is en jou huwelik so lyk, dan sal die uitkoms so en so wees. Dis die feite wat vir jou gegee word. Wat maak jy teen die feite? Jy moet feite kry wat hierdie feite kan teenstaan en kan weerspreek, en dis die wysheid van bo. Kind van die Here, die wysheid van bo, die goedertierenheid en die vertroosting van die Here is soos koel water op 'n warm dag vir jou siel. Soos wat Dawid sê, soos 'n ribbok wat smag na water. Wanneer laas het jy jou denke tot rus gebring deur aandagtig Psalm 23 te lees? Kan ek dit gou vir jou lees? Jy was dalk al by baie mense en jy sit met soveel vermenigvuldigende denke. Maar wanneer laas het jy jou gedagtes onderdanig gemaak in Psalm 23? Kan ek vir jou een oomblik vra om jou gedagtes gevangene te neem en onderdanig te maak aan hierdie Psalm, hierdie wysheid van bo, hierdie vertroosting en hierdie goedheid van God? Want ek sê vir jou vanaand, as jy dit gaan doen en vir 'n oomblik in geloof hierdie Psalm gaan loslaat oor jou denke, gaan jy rus en vrede van die Here beleef. En ek wil vir jou vra dat jy jou gedagtes van vrees en bekommernis en wanhoop en onsekerheid onderdanig sal maak aan hierdie woorde. Ek lees dit gou vir jou. Die Here is my herder. Bring jou gedagtes en maak dit onderdanig aan hierdie woorde. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Bring jou vrese onderdanig aan die woorde. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Al vergeet jy alles van Psalm 23 en jy kan net onthou, die Here is my herder. En net dit oor jou gedagtes kan laat vloei, sal jy as oorwinnaar lewe, want jy verskuif jou fokus van jou situasie na God toe. So wanneer jou gedagtes vermenigvuldig oor jou siekte en oor jou situasie, dan sê jy, die Here is my herder. Die Here sal sorg. Die Here sal deel met my vyande. So kan jy hierdie woorde van God gebruik om jou gedagtes gevangene te neem. God is groter as jou denke. God is groter as jou drome. God is groter as alles wat jy bedink. God is jou oorwinning. En daar is net een manier wat hierdie oorwinning kom, en dit is wanneer Jesus Christus in 'n ou se hart is. En wanneer Jesus Christus kan Heer wees en koning wees oor jou denke. So vanaand stuur ek jou weg
met 'n gebed. En ek wil hê jy met jou hart en jou denke moet jy sit op hierdie Psalm 23. Verskuif jou fokus en verskuif jou situasie na God toe. Here, ek bid vanaand en ek sê dankie dat U groter is en sterker is as ons denke, as ons gedagtes. En Here, dat U ons kan vrede gee in ons situasie en oor ons situasie. Here, dat ons nie uitgelewer is oor dit wat ons denke vir ons prent nie, maar dat ons oorgelewer is in die hand van ons lewende God. Ek dank U, ek bid dit en ek seën vanaand elke man en vrou en seun en dogter, elkeen met vermenigvuldigende denke. Ek bid vanaand, Here, ek bid vir vrede, die rus en die blydskap van die Here oor elke luisteraar in Jesus se naam. Amen. Ek bless jou en ek seën jou in die naam van die Here en ek groet jou. Mag jy vanaand 'n rustige nag beleef en mag die Here jou bewaar in die dag van môre, in hierdie nag van vanaand, tot ons volgende week, selfde tyd, selfde plek, verder gesels rondom die woord van die Here, as dit die wil van die Here is, en as ons die lewe behou, soos wat Jesus vir ons sê. Groete en seën tot volgende keer.